Ek het twee rose op die telefoonlyn vanmôre en dis Karla en Anay Els. Hallo, is julle daar? Middag Rudolf. Ja, ons is definitief hier so. Okay, wie praat daar? Dit is Anay wat op die stadium praat. Dis Anay en Karla, is jy daar? Ek is ook hier so, goeiemiddag. Daar's Karla. Nou, ek wil luisteraars sê hierdie is tweeling sissies en nogal identies ook of baie identies. Die tweede keer wat ons met sissies praat op jou radio, die ander twee is Moya en Jouna, maar hulle is nou nie identiese tweeling nie en hulle is daar van Bermuda, so lekker ons eerste identiese tweeling op jou radio. Baie welkom julle. Dankie baie Rudolf. En aan al jou radio luisteraars, dit is vir ons 'n voorreg om deel te wees van die program. Okay, nou net sê, julle staan bekend as die Dolce Divas. Nou, Net so. ek het, baie mense het eintlik 'n slegte konnotasie aan die woord diva, as hulle sê, o, sy's 'n regte diva. So verduidelik bietjie vir ons, wat beteken julle naam? So, ons naam het begin, ons is 'n tweeling, so ons het 'n naam gesoek wat ons gaan pas. Ja, En Dolce beteken soet okay. en soet klank. Dis waar dit begin het. En Divas is, as jy teruggaan bietjie in geskiedenis, 'n diva was net 'n sanger, 'n vroulike sanger Okay. wat hoe kan ek sê, haar kuns geken het. Okay. Dis nie iemand wat tantrums gooi en sulke goed nie. Nee, glad, daar's 'n ander konnektasie daaraan, Ja. maar as jy gaan kyk na die oorspronklike een vir diva, dan is dit net 'n vroulike sanger. Ek hoor jou. Okay, wie nou wil ek net eers weet, julle is nou 'n tweeling, maar een van julle moes eerstegebore gewees het. Wie's ouses? Ja, ons is 'n tweeling. Ons is 'n nie identiese tweeling. Okay. Alhoewel ons ek stem saam baie eenders lyk. Ja. Ons is wat bekend staan as fraternal twins. Okay, alright. En ja, ek is eerstegebore met 'n paar mette, ek wat Karla is. Dis Karla, jy? So ja, Okay. Right, van waar is julle twee? so oorspronklik is ons van Middelburg, Mpumalanga, Okay. en in ons graad 11 skooljaar het ons oorgeskuif na Pretoria toe, omdat dit beter was vir ons toekoms in musiek. Nou, ek het nou julle media vrystelling, maar ek wil die luisteraars hoor, hoe lank is julle nou al met musiek doenig? 'n goeie rukkie. Ons het al so van 10, 11 jarige ouderdom begin met sanglesse en so. En so van 10 en 11 jarige ouderdom was ons aanvanklik besig. Ons het sanglesse en sangeksamens gedoen. En dis waar ons blootstelling van klassieke musiek en movie musicals het definitief ons liefde vir musiek laat bou. Okay. En dis basically waar dit begin het, so van 10, 11 jarige ouderdom. So dis 'n rukkie. Ja. Jy weet, julle musiekgeskiedenis is so lank, ek kan nie alles met die luisteraars deel nie, maar een ding wat ek daar uit gesien het, is van kleins af wat julle presies geweet, wat julle wil doen, jy het flat out gegaan daarvoor. Definitief. 100. So, yes, ons het begin met in graad, nie graad nie, 10, 11 jarige ouderdom, het ons begin by Vanessa, met sangles, Ja. en toe ons so om en by 13 jaar oud was, toe skuif ons oor na Ina Vigant, Ja. en dis waar ons spelkanto styl geleer het, en gedurende daai tyd het ons sangeksamens vir Trinity en vir Royal Schools gedoen. Okay. Ook tussendeur het ons die talentkompetisies en jou Stepfords gedoen. En toe in graad 11 in ons skooljaar het ons besluit om van Middelburg na Pretoria toe te skuif vir ons musiektoekoms. Okay. En toe ons klaar was met hoërskool, toe gaan studeer ons musical theater. Okay. As julle nou kan sê, hoogtepunte tot dusver in hierdie loopbaan van julle, kan julle een of twee dinge vir my uitsonder? Een of twee goed, definitief. So ek sal sê, een van die goeie hoogtepunte wat ek nog steeds in my gedagtes het van my tyd, sal wees, ons het Suid-Afrika gaan teenwoordig in ons graad 11 jaar in New York, die Suid-Afrikaanse span. Okay. En definitief nou ons vrystelling van ons debuutsnit, absoluut die hoogtepunt. Jy praat jy nou van 25, die debuutsnit. Definitief. Nou, ons gaan nou na hom luister. Okay, maar weet jy wat ek sien, julle was so gefokus op julle plan en dat
toe Disney Cruise Line julle die eerste keer genader het, so waar is vet vir hulle nee gesê. Maar hulle het nou weer oor julle pad gekom en julle verstaan ek reg dat julle nou met julle derde kontrak met Disney Cruise Line besig is. So ja, ons het die eerste keer vir hulle nee gesê, maar dit was met 'n ander siening vir die toekoms. Ja. So ons het nee gesê omdat ons net eers ons studies wou klaargemaak het in ons derde jaar. Plus ons wou net ondervinding opgedoen het. Ja. En dit het die volgende 2 jare toe so gebeur en toe aan daai einde van die 2 jare min of meer, toe nader hulle ons weer en toe spring ons weg. En dit het so uitgewerk dat ons nou die 22ste Woensdag op pad is vir ons 4de kontrak wat in Europa gebaseer was. Hey, ek dink as daar mense wat groen is van julle sê, is hulle julle hoor. Weet jy, wat doen julle op die boot? Op die boot is ons Youth Activity Counselors. Okay. So dit beteken ons werk in die Kids Club met kinders enigiets tussen die ouderdom van 3 tot en met 17 jaar oud. So ons hou hulle besig en as ek Engels kan gebruik, ons maak die Disney Magic vir hulle. Ek ben So ja. Nou wil ek weet, hoe maak julle daai Disney Magic? Trek jy aan soos Mickey Mouse? Nee, maar hy is ook op die boot met al sy vriende Minnie, Goofy, Daisy en die prinsesse en hoeveel ander. So ek myself nee, maar ek help vir Mickey en vriende om daai Disney Magic te maak. Ek sê vir Mickey ek stuur groete. Definitief, wat se maak. Ja, dis wonderlik. Wat 'n voorreg. Ja, wat 'n ervaring. Want uit die aard van die saak, deel julle ook seker met kinders oor alle landsgrense heen. Daai is 'n baie unieke punt wat ek baie dankbaar voor is, want dit gee jou net 'n ander uitkyk op die lewe met soveel verskillende mense. So ek hou daarvan, dit is vetpret. Okay, wie het nou daar gepraat? Dit was Anay. Anay. So as Anay daarvan hou klink as sy sê ek hou daarvan, klink dit my of Carla nie daarvan hou nie. Nee, definitief. Ons is alles hier saam. Okay. Nee, definitief. Ons is in sover nog in elke aspek van die lewe waar ek sê as ek weer Engels kan gebruik, 'n tag team. Okay. So ons doen dit saam, die sang doen ons saam want dis net meer pret saam. Die Disney ding doen ons saam want sover 10 uit 10 nog die beste ding. Gaan ons Europa ook saam doen. Sure. So ja, kan ek sê nie. Maar nou wonder ek dink ek weet wat sy antwoord op my volgende vraag en julle musiekopleiding strek so wyd. Ek meen opera, belcanto. Ons kan lank oor belcanto ook praat. Ek het net nie tyd daarvoor nie. Maar musiekteater, waar lê julle harte in al hierdie musiek? Waarvan hou julle? Ek stem saam, dis 'n verskriklike lang antwoord. So wat kort hou, klassiek in Afrikaans. Okay. So dieper liedjies met klassieke inslag. Right. Ek probeer nou dink of daar iemand is wat dit doen. Dit is so moeilik deesdae om in die musiekbedryf iets unieks te doen. Jy weet so ek kan nog nie vinnig genoeg dink aan iemand wat dit dieselfde doen nie. Net so terloops, die was fantasties. Julle gaan nou nie die Moody Blues ken nie, dalk sou jou maale hulle ken. 'n groep uit my jare uit. Hulle het jare terug musiek gemaak met popmusiek met simfoniese onderbou. En as ek na Hemels fantasties luister, baie van hulle musiek is my ook in daai lyn met hierdie pop-rock musiek, maar met 'n bietjie simfoniese onderbou. So, okay. Skryf julle julle eie musiek ook? Op hierdie oomblik eksperimenteer ons, maar met ons Disney kontrakte maak dit bietjie moeilik tydsgewys. Maar dit is definitief iets waarna ons sal kyk in die toekoms. Okay. Right. Kom ons praat dan. Ekskuus. So tans, ek wil nog vra wat doen julle tans, maar julle is besig om voor te berei vir julle 4de Disney kontrak. So 25, die liedjie waarna ons gaan luister, wie het hom geskryf? Die liedjie is geskryf deur 'n dame genaamd Frances Grobler en sy het dit spesiaal vir ons geskryf. Okay, het julle vir haar 'n idee gegee en sê waaroor sy moet skryf of het sy self daarmee gekom? Ja, ons het vir dit was 'n span begin, ons het vir die idee gegee van
25 as die konsep dat dis wat ons nou is. Ons Okay. is 25, Okay. maar dis ook die ding van glo in jou drome. Gaan daarvoor. Jy hoef nie teen 25-jarige ouderdom Iewers te spesifiek te wees. alles te weet nie. As jy net 'n idee het, as jy hou daarby, gaan vir dit. Ja. Dit sal werk. Hou aan. En dis wat julle gedoen het, lyk my van kleins af al het julle droom in die vasuur gehad en daarvoor gegaan en alles beplan daarvolgens so. Baie goeie raad van ouens wat kan sê ons het dit gedoen en dis omdat ons geglo het in ons droom. Right. Wie het hom vervaardig vir julle? Die liedjie nou. Die vervaardiging is gedoen deur Byron Kenu, of beter bekend as Byron Koens. Nou hoe het julle by Byron uitgekom? Want ek nou Byron se naam sien julle liedjie dog ek dis vir my 'n snaakse kombinasie, die DJ eintlik maar en julle wat nou klassiek gebaseerde Afrikaanse musiek wil doen. Hoe het julle by Byron uitgekom? So ons is deur Francis verwys na Byron en dis hoe ons pad begin stap het al by lieflike mense en ons het definitief groot plesier gehad om saam met hulle te werk. Okay. En sien jy dat julle vorentoe nog verder saam met hulle gaan werk? Dieselfde span. Definitief. Okay, ek weet nou nie wanneer is die volgende liedjie op pad nie, want is dan eers weer boot toe. En ek hoop julle het 'n goeie vaart. Ek is bly dis nie ek word seesiek. So dis nie het my al genader te sê ek vir hulle nie ek word seesiek nie. Gelukkig is daai nog nie ons nie. Super, nie ons nie. Natuurlik praat ek nou sommer nonsens. Ekskuus. Carla en nee. Dis lekker geweest om met julle te praat en sterkte man. Julle maak ons trots. Want julle verteenwoordig Suid-Afrika ook daarom nou op daai boot. En julle weet ek het vir julle gesê ook dat Ina Wiegand by wie julle les geneem het voorheen van Polokwane was en ek en sy het die voorreg gehad om met dieselfde vrou sangles te kry en so nou dan saam opgetree ook. So julle het 'n Polokwane koneksie ook of julle nou wil hê of nie. So Klein wêreld waarin ons bly. maar sterkte vir julle man. Ons hoop dit gaan baie goed met julle op die boot en as julle nou klaar is met die boot, hoe lank is die kontrak? Ons kontrakte is min of meer altyd so 4,5 maande kan ons opwerk. En het julle nou al planne vir as julle terugkom? Definitief, as die mense ons sosiale media dophou, sal al die inligting met hulle gedeel word. Sal hulle net dophou, dan sal hulle in kennis wees van alles. Right, nou waar kry hulle julle op sosiale media? Maklikste is om te sê, ons het 'n webblad, www.dolcedivas.com, .co.za, al die inligting is daar, TikTok, Instagram, Facebook, ons is op alle platforms. Okay, en is Dolce Divas, en Dolce spel die D-O-L-C-E, en dan Divas, D-I-V-A-S, hulle gaan vele daar kry. Net so, cool. Carla en weer 'n keer lekker gewees om met julle te gesels, van my kant af dan mooi loop en vrede vir julle. Baie dankie Rudolf en jou radioluisteraars en dankie dat jy vir ons tyd gegee het en die voorreg om ons musiek met julle te deel.